Dan is julle welkom terug by Bosklets. Ons is by episode 12 en ons het vir Dian hierso Kwagga. Goed jy, lekker jy my chom. Lekker om hier te wees om die vuur. Dit voel asof ek in die bosveld sit. Dit voel so, hè? Laat dit juig. Ek was so lank klaar in die bos, ek kan nie meer onthou hoe voel dit nie, maar Dit voel baie dieselfde, dis net bietjie warmer. bietjie warm. So jy kan sê. Ja. Kwagga, dankie dat jy hier is. Dankie dat jy tyd maak om. Nou nooi hulle die ou wat die slegste skiet. Ek lieg, ek kan skiet. Dis wat ons soek. Nee, ek is hier, ou, ek is 'n kenner. Praat met my, ek luister. Ja, ons gaan sommer vandag bietjie chat net General Bos. Kwagga kom uit die bos uit, hy jag, lekker bos. So ons gaan sommer net alles bietjie jag, bietjie gewere, bietjie skiet. Lekker gesels. Ons like dit om uit so 'n oogpunt uit te kom. Jy skep ook bietjie content. Vertel ons net so vinnig van jouself. Wat doen jy? Ja, so ek is altyd 'n snaakse ding. Baie mense assosieer my as 'n influencer. Ek hou glad nie van die woord nie. Ek haat dit. Ek voel nie ek is 'n influencer. Ek sê ou wat my kos afneem teen sê ek is steakbraai. Maar ek sê ou wat my kos afneem en sê dis my fit vir die dag en I woke up like that. Ek sê daai ou nie. Ek is toevallig net 'n lekker ou. Ek sal myself klassifiseer as 'n lekker ou met baie followers. En ek like dit om af te neem wat ek doen. Ek like dit om humoristiese goed te doen om mense te laat lag. En ek doen dit al vir 9 jaar en dit het my al die land laat sien en baie dinge verniet gekry en baie lekker dinge gedoen al en lekker trips gehad. So dis wat ek doen, maar ek word betaal om 'n lekker tyd te hê. As ek dit so kan sê. Dis awesome, dis wat ons like om te hoor. Dis jy eerlik oor, Nee, ek né? is eerlik. Hou die mense weet, as hulle my sien, as die mense my in die publiek sien, hierdie kort dik ou met 'n malle, dan sê ek sê, "Chom, die mense wat my follow like dit." Dis wie ek is, dis my persoonlikheid. Jy is deel van daai 49 Afrikaanse mense wat my nie follow nie. Ek sê jou, Chom, dis dit, hou 100%. Ag, awesome man. Ja, weer eens lekker om jou hier te hê. Vertel ons bietjie, waar jag jy graag? Waar jag jy die jaar? Ag Chom, ek was nou op 'n paar jagtrips gewees. Ek was bietjie rond en bond gewees, Harry Smit en so tussen Koster en Lichtenburg en daai goed. Alles nie oop vlaktes, maar my keuse om te jag. Kyk, ek kom oorspronklik van Ellisras af. My ma is nog steeds op die plaas net so klip gooi van Stemokpan af. So dis Limpopo wêreld. So ek was baie jong gewees, ek my eerste bok geskiet het en ek het maar daar groot geword. Jy verstaan, daar geleer van die ding en hoe wat waar. So ek like dit om bosveld te wees. Ek het baie pelle wat ver skiet en groot skiet en chassis en kalm en jy drink jou Ritalin pille dat jy kan stable. Ek sê daai nie, Chom, ek like dit, ek weet ek het nie postuur af vir maar ek like om te walk and stalk. Ek wil voel wat ek doen. As jy iets kom water drink of iets doen, dit voel asof ek tok-tokkie speel. Ek voel of jy lewe. 100%. Ek moet sê, ek love dit ook. Is baie keer baie moeiliker en bietjie anders. Jy weet, dis maklik om op die bakkie iets te skiet en jy weet weer eens ons nou baie daaroor gechat op die. Ja, ek sê daai ou nie, Chom. Ek het al baie van 'n bakkie afgeskiet. Obviously as dit 'n vinnige ding is of wat wel, maar ek like dit om van die voet af. Ek wil werk vir dit, jy verstaan. Ek sien dit in my kop. Ek het nou die dag 'n boek gelees, daai ou wat daai Black Death wat die buffel so geskiet het. Toe sê hy die rede hoekom hy laat goed op hom gecharge het in een van sy boeke is hy gee die dier wat hy skiet 'n fighting chance. Dit was ek het nog ons lekker geassosieer met dit, soos as hy weghardloop dan weet ek het foutief geraak. My skill was nie daai dag daar nie, maar anders as ek hom het jy lekker sagte skoene aan het. Chom, ek het 7 pare vellies in my kas. Ek het letterlik een vir elke dag. Ek het stadsvellies, hoe wat waar. Maar ek dra gewoonlik my kort nuus, Chom. Ek het so daai trekker tire, dit lyk as ek dit aantrek dan voel dit vir my ek wil die hele pakkie sigarette doodtrap. Dis so swol, Chom. Ek nooit vassit met daai goed. Jy gaan daar Nee, ek kry bultsteek, daai skoene swaar hou. As hy nat raak, dan blaf ek. Want klink so rooibok ram op teelseisoen. Lekker man, kom ons chat gou vinnig gear. Wat vat jy? Ons sê ek bel jou, ons ry nou Ellisras toe. Ons gaan na jou valley toe wat jy ken. Ja. Wat is die 3 goed wat jy eerste gryp sonder om te dink? 3 goed wat ek die eerste gryp, Chom, is verseker obviously my ketty, my roer. Ek het 'n 3006, 'n Tika. Ek moet 'n ou dis soos 'n ou MacBook rekenaar het. Hy sal nooit sê ek het 'n laptop, hy sal sê ek het 'n MacBook. So ek het 'n Tika 3006, 'n T3 en dan het ek 'n Tika T3X die Lite 243. So vir my my roer moet daar wees, my vellies moet daar wees en 'n mes. Gewoonlik ek het 'n lekker verkykertjie ook en sulke goed, maar daai is vir my 3 essentials, maar ja, ek besit nou tans 3 wapens. Ek het 'n Canik pistool en dan my 3006 en my 243. Ja, en dit is 'n lekker kaliberkeuse. Ons het episode, kan nie onthou nie, het ons lekker gechat oor kaliberkeuse en met daai twee kan jy 'n bietjie van al twee doen. Ja, dit was vir my
so die 308 ouens kruisig my verskriklik, maar ek sê altyd, weet jy, hulle is maar net kwaad omdat die 306 ouens hulle gekweste bokke moet kom skiet. Maar dis is ou wat die bulle se bord, Jom, jy kan nie vir hulle lag nie, want jy kan nie vir kinders lag wat 'n Kersfeesvader glo nie, maar ons al groot mense wat in die bulle glo. Maar nee, ek joke, ek het baie vriende wat hulle speel. Maar nee, dit was die 306 het op my pad gekom. Dis eintlik die goed wat ek besit het altyd daar's 'n ek heg 'n sentimentele waarde aan dit. So my stiefpa, ek het nou vir jou gesê, my stiefpa het presies dieselfde 306 as ek. Dis sy pride and joy oom Philip se ketty. Ek mag nie met daai ding raak as hy nie daar is nie. Dan het hy so ou Majuba 303 ook. Nou ek het altyd met daai ding gejag en hy het met die 306 gejag. So hy wou het jy opgeset vir moeilikheid. Hy het opgeset, maar hy was nie baie happy toe ek om die dag bel en sê hoorie, ek het presies dieselfde roer as pa nie. So hy was nie baie happy daaroor nie, maar en my vrou, ek het ook nou gesê my vroutjie, ek het 'n great vrou, Jom. Sy sien die aanwinste vir roere koop in die huis. So sy het daai eerste bok gekap met 'n 243. Hy's nie hard op die skouer nie. Dis 'n lekker kaliber. Jy kan ver gaan. Jy kan goed met hom skiet. En ek het baie graag 'n rond 9 kalibertjie gesoek. Toe koop ek die 243. So hy's op my naam. Dis mamma se gun. Ek het hom gedoop die Mamba, Jom. Hy's so pik swart en hy het 'n swart sak en hy's swart en gevaarlik vinnig, Jom. Sy het nie baie van hom gehou. Sy wou hom soos Black Panther en dis ek sê dit het nie 'n ring. Dit klink lekker. Ja, Black Panther jag met 'n mes, Jom, dit werk nie. Vliegtuig uitspring. Ek sê jou, nee, so ek het 2 roere. Dis my ride or die. My klein boetie het nou eers 'n bloed getrek met die 306 blou hulle bees en ek het nou dan al 'n paar dinge geskiet met die 243. So, nee, ek operate, Jom. En as jy in die bos is, wat is die een ding wat jy voel kan nie verkeerd gaan nie of kan nie vir jou probleme gee nie? Jom, ek dink op die einde van die dag, Mens wil natuurlik niks met probleme gee nie. Ja, niks met jou probleme gee nie. Vir my die snaakse ding is ek het 'n rukkie bemarking gedoen vir 'n groot geweerbrand toe ek in sulke goed en hier in hierdie industrie het ek al baie te doen gehad met van Jom, die windgatse ouens wat ek al in my lewe ontmoet het. Jy kry ouens wat verskriklik rugged is, jy kry ouens wat eintlik gaan jag net om lekker te kuier en sulke goed, maar vir my op die einde en ouens wat vol verskoning is. Toe ek my takbok geskiet het, die video wat ek gepost het, ek wou dit eintlik uitgesny het, maar ek het gevoel, weet jy wat, dit is die raw ding. Toe ek die ding geskiet het, toe sê ek, toe draai ek dadelik om en sê, weet jy wat, ek het fout gemaak, ek het die skoot bietjie getrek. Baie ouens sal sê nee, die geweer of die scope of die skietstok of jy weet, ouens raak verskrik, dis soos die bulle hou. Hulle raak kreatief as hulle game verloor. Maar ek het net dat hierdie bulle nie Jom. Maar vir my as ek weet, ek sê altyd, as ek sneller kan trek met die wêreldse confidence agter my, is daar so 'n margin vir fout maak. So, ek weet, as ek nou my geweer gaan uithaal uit die kluis uit, ek weet hy's in, dis nog steeds etiket om voor jy jag te skiet en net seker te maak die scope is in, as jy ver ry, hoe wat waar. Maar vir my, wat nie fout kan gaan nie, wat nie fout kan gaan nie, is ek sal nie 'n sneller trek is my kop, as ek dit so kan stel. Ek sal nie 'n skoot force as ek ongemaklik voel nie. Ek dink ek was al baie gekruisig vir dit. As ek sal met pelle jag en sê hulle Jom, daai was jou kans geweest, maar dan voel ek ongemaklik. So ek sal nie 'n ding force. Ek het een keer in my lewe 'n bok gekwes en ek dink ek het 'n baie diep verhouding met wild, Jom. Ek hou van die natuur, ek vrek oor die natuur en ek hou nie daarvan, ek het nie daai aand kon ek nie slaap, Jom. Ek het gedink ek's rugged. Ek het 'n blesbok geskiet in die draf. En ek het gedink ek gaan hom stamp in die kop. En toe kom hy toe. Ek was baie jonk geweest, ek was op skool geweest, ja, toe. En om al hierdie te sien afspeel en dis die slegste feeling, Jom. Ek dink ek kry better feeling toe ek daar aanloop en jy sien tande en jy sien hoor ek het fout gemaak, jy verstaan so. Ja, en ek dink dit pas presies in by ons hele tema oor al 10, 11 episodes wat ons nou al geskiet het, is die etiese jagting. Wat jy nou gesê het, is so waar is wat ek vir my laaitie ook leer as ons skiet. As jy nie gemaklik voel nie, en ons gaan leeg huis toe, dis ook fine, dis beter. Daai les is beter as om 'n skoot af te trek en kyk, almal gaan iewers kwes, hè. Dit is deel van jag, Jom. Ja. Op die einde van die dag, dis deel van jag. Een van my groot vriende, ek gee hom baie moeilikheid wel. 'n Groot jagter, ou Roan, hy's ook een van die vriende. Hy het blou wille bees gekwes en toe hy my nou bel uit die veld het ek lekker vir hom gelag. Hy het gesê is sy scout, nee. Ja, hy het gesê hy het ongemaklik geskiet en wap hoe wat waar en nee, weet jy, Jom, dit is maar deel van die dinge.
Ek skiet baie vinnig. As ek dit self moet sê, as ek opgelyn is, trek ek baie vinnig sneller. Dit is, ek meen, jy het ook, dis 'n hele kop ding, chom. Daar's nie, as jy in die bosveld jag of wat ook al, jy kan nie, as dit by jag kom, daar's nie tyd vir praatjies nie, chom. As jy moet committed, ek dink dis die enigste tyd in my lewe wat ek stil bly, as ek aanlei om iets te skiet. So, ek is baie, ek het al, ja, chom, ek maak doodseker. Of as jou vrou praat, nee. Ja, as my vrou praat, sê ek, sy jag ook, ek sê vir die ene links, sy draai so om, sy haal heeltemal, toe sy eers 'n boks skiet, heeltemal van die scope af, los die geweer, draai om, sy sê vir my, dis nou genoeg. Nou bly jy stil, laat ek die ding doen. Toe kap sy om in die draf, chom, dis ek net sê, ek sal vir 'n week lank skoroggend was. 100%, 100, mama, ek hoor jou. Nee, ja, dis maar hoe die dinge rol, chom. Ja, dis awesome man, ek love wat jy sê van die hele ding van jou kop moet reg wees. Dit is die belangrikste. Dit is absoluut jou verantwoordelikheid, soos ons nou baie op die show ook gesê het. Dis jou verantwoordelikheid as jagter om seker te maak jou gear is sharp. Jy kan nie na die tyd die skuld gee en sê ons almal weet as dit hastig is in ons tyd, maar dan kan jy nie die skuld gee, my scope mounts was los, ek het daai bok gekwets of dit nie. Dis jou verantwoordelikheid om die gear te check. Jou verantwoordelikheid om baan toe te gaan. Goed kan gebeur, natuurlik, maar dit bly jou verantwoordelikheid. Jy's die jagter, jy's die ding, so ek like wat jy daar sê. Dis wat my stief vir my. Ek dink die dissipline op die einde van die dag is jy everyday carry pistool gewys of as jy 'n vuurwapen eienaar is. Jou hoofdoel toe ek my kompetensie en goed gaan skryf het, die ding waarop hulle die meeste hard hamer is dissipline. En vir my stiefpa, ewen nog voor ek my bok geskiet het, hy het my geleer, chom, voor die jag, gun skoonmaak, na die jag, gun skoonmaak in die kluis. Jy verstaan wat ek jou sê, maak seker jy goed werk, maak seker alles is reg. So, daai las net by na wat ek nou gesê het, as ek 'n sneller trek ek om in die wêreldskonferensie, chom. So ek weet dan, as ek aanjaag, ja, die ouens gaan jou roer of wat ook al, maar chom, mens maak foute. Dis alright, mens maak foute. As jy uit die face uit skiet, yes, chom, ek het dit al ook te veel gedoen. Maar ja, dit is maar, ek dink dit gaan alles af hoe jy bekend, in my opinie, hoe jy bekend gestel is aan die wêreld, chom. Ek het al ouens gesien wat baie sleg is met die goed. Ek het al vir 'n paar ouens ge-PH ook. Ek doen dit ook al baie by my maal en dan PH ek bietjie. En dan sien ek die ouens kom maar aan, dan hulle so, yes, ek het al snaakse mense in my lewe ontmoet, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag, ons hou dit daar. Alright, deel vir ons 'n bietjie 'n lekker jagstorie. Waar was Ja, chom, ek sal dit nooit vergeet nie. Eintlik, dit was ook een van my familievriende oom gewees. Hy koop vir hom 'n nat nuwe roer, chom. Hy koop vir hom ook 'n 3006, ook so een soos myne, ek sal dit nooit vergeet nie. Koop die ding, is 'n ou oom, chom, was een van my oupa se vriende gewees. En maar hulle net jagseisoen, chom, soos dit is die boere in die Vrystaat, chom. Hy's vir 'n week daar, nê. Hy's vir 'n week, hy wag 'n jaar lank vir ou Viljoenskroon se wêreld, jou lisensies wat baie lank. My oupa het 2 en 'n bietjie jaar gewag vir sy hernuwing van sy lisensie, nê. So die ouens wag baie lank, chom, en die oom kry toe sy roer en hy's op dit. Ons jag net buite Tabazimbi. Chom, en hy wag die hele tyd. Hy sê ek gaan skiet wat voorkom. Toe die plaas nie so baie wild soos wat die ouens adverteer nie. En hy sit ons is 'n week daar, net bietjie onder 'n week. Chom, hy sit en hy sit. Daar's niks. Daai pan bly droog. Chom, niks kom druk. Dis ou oom, hy sit in die hide. Yes, en een middag hoor ons net, jy hoor hy skootklap, hy het nie silencer aan en niks, jy hoor hom. Nou is ons almal sommer happy, steek die vuur aan, hierdie ou het nou vir die heel eerste keer met hierdie roer van hom, sy ouderdom nou 'n mooi ding geskiet. Jy hoor hom al vloek, soos ons by die bakkie aangery kom, hy vloek, chom. En hy wys toe vir ons 'n video wat die oom op sy Samsung geneem het, chom, ek sê dit nooit vergeet nie, daar stap 'n baie mooi rooi mokram, chom, so dik nek, sy horings loop so weg uit mekaar uit, maar aan die kant van die pan is daar 'n trop bloue ape. En ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie, chom. Ek het dit nou al 2 of 3 keer gesien, maar dit is so snaaks, chom, en daai was 'n klein pannetjie water, maar 'n groot trop blou ape. Daai ram kom drink water, soos wat hy net gaan. Begin die blou ape om wegjaag van die water af. Chom, hulle spring. Die ram besluit nie daar gaat hy. Vir 'n week lank het die oom nie 'n bok geskiet nie. Wat skiet hy toe? Die grootste blou ape in daai trop, chom. Met sy nat nuwe roer. Hy kom maar aan, die blou ape lê agter op die bank, jou. Ek sê, maar ek vra hom nog, maar ek oom gaan 'n uitslag. Hy sê,
so my keel afbyt, so ek lag my. Ek het 'n redelike radikale jagstories, maar baie van hulle mag ek nie vertel. Ek hoor jy, daai bly daarso. En dis wat dit lekker maak. Dis hoekom ons hier kan sit en hierdie kanaal kan hê en kan chat. Dit gaan oor die jag, dit gaan oor die bos, dit gaan oor buitekom. Dit gaan oor die stories. Dit gaan oor die legacy. Daai bokke word al hoe groter elke jaar. Ons ken nou almal daai storie. En die ouens raak ook baie kreatief met wat buite in die wêreld kom, soos jag-apps en goed in daai lyn. En dis altyd vinnig as jy 'n jagstorie. Baie van my vriende as hulle my sien of wat ook al, "Jesus, Jom, check gou hier," dan staan hy nou 10 minute en wag tot hy 'n fotootjie kry. Dan wys jy nou wat hy geskiet het. Ek meen ek self so met my takbok, jy weet, toe ek nooit gedink ek het gedog is 'n branchebak, Jom, dis 'n fellow deer vind ek toe uit. Maar ja, nee, ek dink die jagindustrie is 'n baie lekker ding, maar ek dink ons is nou weer op 'n gesonde plek. Ek weet COVID het die manne baie seer gekry. Dis nou net baie hartseer. Baie van die ouens vra Amerikaanse pryse. As jy op Facebook gaan kyk, as jy die tyd van jou lewe wil hê, daar's jagpraat groepe op Facebook, gaan kyk hulle pryslyse. As jy sien dis radikale pryse, maak die comments oop. Ek gaan jou doodlag. Dian, dankie. Ons waardeer jou insig. Dankie vir die stories, dankie vir die chat. Ek wil Altyd net vinnig lekker. sê, ek wil net ook vinnig add ook, Jom, ons het nou eintlik glad nie oor Accra gepraat nie, maar dit was, ek het nou die Accra scope en die goed gekry en julle glas is regtig cool, Jom. As ek het nou vir jou gesê my stiefvader met sy 303, hy het so ou Bushnell, Jom, ek sweer hulle het die Titanic uitgewys met daai ding. As ek deur hom kyk, dit voel asof ek bokkoors het, Jom. Dit is so 'n vuil glas. Jy weet jy kyk jy vir die blou appel vir die rooi bokkie. En dit nou niks teen 'n Bushnell nie. Dis maar net die tegnologie stap aan en ons like dit nee, laat jy kan sien ouens. hy is baie oud, want dis al 'n ons, derde generasie roer daai. Maar Accra se dinge is wild, Jom. Ek kan nie wag om met my 306 te gaan skiet nie. Dankie, man, ons ek like skiet het. nou oor 2 weke, so jy gaan fotootjies kry. Ek love it. Ons like dit om die foto's te kry, ons like dit om die stories te hoor. Ons like dit om ouens aan boord te kry wat excited raak en passievol raak oor dit. Dis Dis wat ons 'n doen. bekostigbare ding, Jom, omdat ek nou lank in die jagindustrie ook was. Jom, die pryse is radikaal ou, maar julle is regtig, dis 'n great produk, Jom. Ek kan nie wag nie. Ek's baie bang ek skiet my buurman se hond. Ek kan nie dit sê nie, skiet Dian. Sis. Ek het daarom 'n silencer. Soos in die movies, so ek het nou net Mission Impossible gekyk. Obviously wil ek alles skiet. So ek sê jou, the last reckoning, Jom. Maar jy gaan sit 10 jaar in die tronk met jy skiet die buurman se hond. So goud wees. Accra, skiet jy buurman se hond. Kom ons hou die skiet terug by die bos. Ja, nee, lekker. Nee, maar my Jom, baie dankie dat jy my genooi het. Ek dink is great wat julle doen. Julle is lekker mense. Ek love 'n besigheid as dit lekker mense is. As ek saam met jou kan braai, sal ek 100% saam met jou besigheid doen. So, great op dit, well done. Ek love it. 100% hier vir die span. Daar's julle, dit was Kwagga. Sommer net lekker bosklets gepraat, lekker dinge gedoen. Sê vir ons onder wat julle volgende wil sien. Ons het 'n hele paar lekker topics verder wat aankom. En as jy nog gaan jag, stuur die foto's deur. As jy klaar gejag het, stuur die foto's deur. Ons love it om julle stories te hoor en te sien. En dan tag vir Kwagga, tag ons. As jy 'n pel nodig het, asseblief laat weet ook. Dankie julle. Tot volgende keer.